Yes, welkom. Net 3. Sê my nou ek is bietjie sag. Kan julle hoor? Beter hoor. Ja, is goed. Dankie. Is julle ek weer vra wie was weg gewees? Lyk nie of julle reg lus is om terug te wees nie. Ja. Ek hoop julle het mislike weer gehad en al sulke simpel goeters. Ons moes alleen hier agterbly. Goed, ja, mag hierdie jaar reg vir julle elkeen 'n wonderlike jaar wees. Mag 2026 vir ons ek wil nie sê jy moet ryk word nie. Ek sou dit graag wou gehad het. Ek wil ook nie jy moet net noodwendig gesond wees nie of allerlei seker grand goeders dis mekaar toewens wat reg is nie. Maar ek bid dat die Here in elkeen van daai fases en stadiums in jou lewe net daar langs jou sal staan en jy hom sal beleef. Dat gaan nie deur 'n moeilike huwelik, deur 'n moeilike gesondheid, deur 'n moeilike finansiële patch, dat die Here soms net daar is en hy is daar, maar dat jy hom sal beleef, dat jy aan hom vasgegroei sal word in daai stadium in jou lewe. Mag die Here reg by ons wees, mag ons weet hy is by ons. Hemelse Vader, dit is ons gebed, dat U elke sekond van die dag ons attent sal maak op U nabyheid. Ons raak dom, ons vergeet dit, ons ignoreer dit. So help ons asseblief om dit te onthou. Om te onthou dat U by ons is. Amen. En hier is die eerste reminder. Die seëngroet in die begin van die diens is presies dit, waar die Here sê, welkom in my naam, ek wat Vader, Seun en Heilige Gees is, ek is vandag hier in julle midde. Dis 'n reminder om vir jou te sê, jy is nie alleenig nie, hy is by jou. Amen. En om jou verder te remind, is daar nou tyd vir offergawes, waar jy jouself kan remind, dat die Here se werk ook moet voortgaan in Suid-Afrika en in die wêreld, en dat jy 'n deel het daaraan kan share in dit. En terwyl jy die kollekte uithaal, jy het gesien die leeu's het gewen gisterand, né? Goed. Stand. Goeiemôre.
Dis is lekker om hier te wees. My gitaar staan so 'n bietjie verder van my af na al die Kersetes en al die lekker vakansie hou, maar dis regtig baie lekker om terug te wees hier saam met die gemeente. So ons nooi julle uit om saam met ons te staan en die Here se naam groot te maak vanoggend. Storm staan ek vas in geloof, spreek net teen voort en die storm sal stil word.
middel van die storm sal ek die almag aanskou, want die is steeds goed en elke storm sal stil word. Ons laat die golwe en die branders breek, al wil die wind en dryf die vrees, groot hier regeer, groot hier is hier in die midden van die storm. Als skeer die twyfel is sy regterkant, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier regeer, weet ek hier is hier in die midden van die storm. Ons laat die golwe en die branders breek, al voel die wind en dreig die vrees, 'n grootjie regeer, 'n grootjie is hier in die middel van die storm. Als skeer die twyfel is sy regterkant, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier regeer, weet ek hier is hier in die midden van die storm. Wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal nie nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Donker tyd, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal nie nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, en ek vertrou U grote naam, die wat groot, sal nie nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U grote naam, die wat groot, sal nie nooit ooit bestaan. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou.
dit is ons geloofsbelijdenis sommer so reg in die begin van die jaar, dat maak nie saak wat rondom ons gebeur nie, ons sal op U vertrou. Maak nie saak hoeveel kere dit met ons gebeur nie, ons sal op U vertrou. Maak nie saak hoe intens die aanslag is nie, ons sal op U vertrou. Amen. Goed, ons is in so 'n kort mini-reeks oor uit die ou jaar uittreë en in die nuwe jaar intree. Ons het weke wat terug gesels oor hoe kan ons geloof deel. Julle onthou die verhaal van die blinde man wat Jesus genees het en toe kan hy sien en dan sê hy, staan vra hulle vir hom hoe dit gebeur, soms 'n paar keer hoe, dan sy antwoord net ek weet nie, maar een ding weet ek was blind en nou kan ek sien en dan vertel hy. En toe het ons stil gestaan Kersoggend by oujaarsaand, druk deur. Hoe kan ons deurdruk aangaan met ons lewe al lyk dit vir ons hoe erg? Gesels oor Filippense 3 is 'n aangrypende teks, julle moet dit weer gaan lees. Filippense 3 vers 13 en 14. Paulus wat sê maar een ding weet ek kyk terug en ek kyk nie terug nie. Ek weet daar's 'n verlede, maar ek kyk nie terug nie, ek gaan vorentoe, ek strek my uit na iets wat vorentoe is. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor deel uit. Ek sal nou by julle die teks deel, is 'n wonderlike teks. En dan gaan ons volgende week bietjie gesels oor kerk toe. Die tema wat in hierdie 4 is daar's so 'n frase in die teksvers wat elke keer sê een ding kom jy kort, een ding doen ek. Volgende week as ons praat oor worship en kerk toe gaan, dan is dit Dawid wat in Psalm 27 sê, maar een ding weet ek wil saam met die ander gelowiges in die tempel mekaar wees. Ek wil daar die Here se naam groot maak. Dis die goue lyn deur hierdie een ding wat eintlik sê as Jesus nou sê een ding, dan wil hy vir ons sê maar dit moet jou prioriteit wees. So daarom is die reeksie wat eintlik so inloop in volgende jare net om ons te sê maar hoe lyk jou prioriteite? Nie jou prioriteit van ek wil maar word en ek wil slimmer word en ek wil daai goed is ook belangrik, maar is jou prioriteit om te hoor wat wil Jesus hê wat in jou lewe moet gebeur. En dis die belangrikste wat ons moet vir mekaar moet sê. Hoe gaan ons in hierdie nuwe wêreld in met Jesus se agenda, nie met myne nie, want myne en joune voeter hierdie wêreld om. Dis Jesus se wat 'n verskil kom maak. So, kom ons begin by in Amerika, in Suid-Afrika selfs as jy in die Oos-Transvaal gaan en in die Limpopo, dan gaan jy agterkom boomstompe is nogal 'n ding. En die gemors is as jy nou daar tussen Sanine se wêreld is en jy daar deur daai pas gaan, dan sukkel jy jou ketiks om te ry want daar's gewoonlik sulke massive groot trokke met hierdie locks op. En hulle flat die pad en hulle trap die pad letterlik stukken, maar dis hoe die hout van die bome tot by die fabrieke moet vervoer word en dis die manier hoe dit vervoer word. Amerika werk so 'n bietjie anders. Amerika het gesê ons gooi die hout in die rivier, veral nou in die Hudson rivier, en dan vloei dit na die plek toe waar hulle dit moet verwerk. So die rivier word die vervoerband om dit te kan doen. En dis eintlik aangrypend om te sien wat is die ingenieurswese daar agter om hierdie hout gevloei te kry, vervoer te kry. Dis 'n incredible wetenskap eintlik. Dit gebeur wel dat daar partykeer sulke blokkades voorkom.
waar daar so 'n opeenhoping is van 'n klomp locks wat eintlik veroorsaak word deur een of twee. Daai belhammels moet hulle kry. Nou, as een van twee maniere om dit te kan doen. Die eerste manier is, jy klim op jou bootjie en jy roei of jy seil of jy wat ook al tot by die lok wat jy dink verkeerd is en jy draai hom reg sodat jy weer kan aangaan en so gaan jy van lok na lok om te kyk waar is die maar die probleem is jou visie is beperk tot hier rondom jou. So daar's 'n tweede tegniek wat hulle gebruik wat eintlik nogal baie gespesialiseerd is. Hulle maak gebruik van lock jockeys. Hulle noem dit so. En behalwe daar 'n lock jockey is wat op die locks loop en reg skuif, is daar 'n lock engineer wat met die hulp van 'n helikopter of van drones 'n foto neem van die pile-up en dan op die foto sê hy dis lock nommer 3732 daai ene, maak hom net reguit dan sal alles so dan gaan die lock jockey hardloop op jou auto tot by daai lock, draai hom reguit en dan gaan hy en hierdie lock engineer en hierdie lock jockey, ek kan nie Afrikaans praat nie, ek weet nie regtig wat dit is stomp ingenieur. Mense kan nie sulke ingenieurs hê, dit is boomstomp ingenieur. Ingenieurs gaan sleg voel daaroor. So kom ons noem dit maar lock engineers. En hierdie ouens kry dit reg om daai locks te kan laat vaar hier by die rivier af baie suksesvol. Okay, hier is my vraag. Wat is die boomstomp in jou lewe wat die pile-up veroorsaak? Wat is daai one thing, daai een boomstomp wat jou gedurig pootjie en jy nie kan word wat God wil hê jy moet wees nie? En ek dink dis waaroor vanoggend met julle wil gesels. En nou moet ek sê, vanoggend se preek gaan ek waarskynlik nie baie applous vir kry nie, en ek is okay daarmee. Dis nou nie een van daai preke wat mense voel maar dis nou 'n wonderlike preek, hierdie my aangespreek en gaan my ek verstaan dit gaan jou dalk defieste inmaak. Nou nie vir my kwaad as jy moet vir Jesus kwaad wees. Hy skryf hierdie storie en Matteus en Markus en Lukas skryf al drie oor hierdie storie. Ek gaan Markus gebruik as die teksgedeelte, maar hy gebruik al die gedeeltes want daar's iets wat hy wil sê van hierdie ryk jong man. Party van die een vertaling dink Lukas sinne sê hy was 'n man van aansien, prominente ou in die samelewing. Hy het gebly in die in die grand suburbs. Hy het 'n grand huis gehad. Hy is nog jonk gewees. Daar's 'n Engelse woord wat vir my baie interessant is. Ek lees hom kort raak en ek hoor hom baie raak. He had an upward mobility. Hy was op pad boontoe. Hy was 'n vandag se taal, 20 jaar terug se taal. Hy was 'n jappie gewees. Ek weet nie doen hulle dit vandag nie, maar hy was 'n jappie gewees. Hierdie young up and coming people. Hy was op pad boontoe. Hy het die sporte van die leer geklim. Hy weet nie of dit die regte muur is nie, maar hy is om te klim. Hy word ryk en nou kom vra hy vir Jesus 'n baie mooi vraag. Ja, stunning vraag. Net toe Jesus by die huis het gaan en verder gaan, kom iemand aangehardloop, hy val toe voor hom op sy knieë neer. Onthou gou net hierdie, hy val op sy knieë voor hom neer. Hou dit 'n gedagte, later in die preek gaan ek weer daartoe terugkom. En hy sê vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om ewige lewe te verkry? Dis die wonderlikste vraag wat 'n mens kan vra. Hoe kry ek dit reg om nie net hierso te leef nie, maar vir ewig te lewe? Dis 'n crucial vraag. Dis 'n sonnaskoolvraag wat ons kinders moet leer om te vra. Hoe kry ek dit reg om in die hemel te kom? Wat gebeur as hierdie lewe vir my klaar is? En dalk ek vermoed dat hierdie jong man 'n stuk worsteling in hom gehad het wat hom by 'n kruispunt gebring het en sê ek moet nou daai vraag antwoord. Ek het 'n klomp goodies, ek het 'n kluis vol goodies. Ek het 'n klomp aftreepakkette. Ek is okay wat my goede, maar nou wil ek net kyk as hierdie wêreld met al sy goodies wat ek het verby is, dan wil ek by God wees. En daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed in die eerste plek? Niemand is goed nie behalwe God, maar dis net die vraag nie. Jy ken mos die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag iemand anders veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. En ek dink die ou ding vir homself, ek kry vol punte. Meneer sê hy, dit alles het ek gedoen
van my kinderdae af. I'm okay. So Jesus, dit lyk vir my, wat hy vir my sê is, ek is okay op pad hemel toe. En by hom is daar hierdie gemak wat amper intree. Vers 21. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kort jy. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hierdie arme man het geskrik, bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Die Griek sê, sy gesig het geval. Ek het dit nie verwag nie, Here. My score sheet sê, ek is baie goed op pad hemel toe. Iets vir my gesê, jy moet jou vader en moeder eer, en jy mag nie mense veronreg nie, jy moet, ek is okay van my kinds daar af. So ek het 'n goeie track record, Here. En Jesus kyk af, want die ou het nou gekniel op hom, op sy knieë, nie? En Jesus kyk af na hom, en dat is 'n mooi ding daai, nie? En hom lief gekry. Jesus se hart breek vir hierdie ou. En hy sê vir hom, daar's een ding wat hier kort kom. En ek verstaan eers baie goed. As ek vanoggend gesels oor hierdie gedeelte, is dit baie meer as oor geld en goeders. Natuurlik is hierdie ou se issue sy geld. En geld op sigself is neutraal. Dis nie verkeerd nie, maar iemand het dit vir my so gesê, wat so goed gesê. When a good thing becomes the ultimate thing, then that ultimate thing becomes a distracted thing. En ek dink dit gaan nie in die eerste plek oor die geld nie. Dit gaan oor, waar op die rangorde is ek? Dis wat God vra. Jong man, ek kry jou lief uit my hart uit, want weet jy wat? Jy dink jy doen al die goedes reg, maar ek is onder op jou lysie. Jy het my afgehaal van jou lysie af, of my opgeskuif na tweede plek toe. Ek wil nie tweede plek wees nie. Ek wil nie eens eers 1.5ste plek wees nie. Ek wil eerste plek wees. Die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Ons het hierdie goed omgedraai, en Jesus kom sê, die antwoord op 'n beheptheid, 'n verknogtheid aan ons goeders is om te gee. Nie gedink ek gaan iewers 'n amen of halleluja kry vir hierdie standpunt nie. Want niemand van ons hou daarvan nie. Die antwoord vir ons wêreld wat behep is met staf en status is om te gee. Is om weg te gee. Om uit te deel. Ons antwoord is nie, ons moet soos die wêreld goed bymekaar maak, groter kluise bou om hierdie goeders in te stoor, sodat ons net iewers dit kan gebruik of nie gebruik nie. Vra maar vir Johan hulle, vra maar vir Isak hulle met die containers. Jy bære en bære en bære, moenie op om te bære nie, hulle het die geld nodig, maar julle betaal hulle om julle goed te bære, wat julle vir 3, 7, 8, 10 jaar nie gaan gebruik nie. Fine. Maar hoekom? Hoekom doen ons dit? Want daai good thing word 'n distractive thing eventually, omdat ons dink dis die ultimate ding. En dit is nie. Hoor gou net wat Johannes 3 vers 16 die teks ons so goed ken. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Dis God se antwoord vir ons. Dis sy remedy vir hierdie die mekaar wêreld. Is nie om nog by mekaar te maak nie, maar is om te gee. Nou verstaan reg nie. Ek sê nie ons moet ons geld net alles spend nie. Dis ook dom. Ek sê nie ons moet ons geleenthede, ons salarisse, ons werk en net bedank en sê maar ek het dit nie nodig nie, die Here sal vir my sorg. Dis nou glad nie wat ons sê nie. Maar iewers het ons so behep geraak met die geld en goeders dat alwaaroor ons praat juist dit is. En partykeer moet 'n mens dalk baie meer wetenskaplik daaroor praat en praat oor waar gaan ek die beste belegging kry vir die ou dag, maar nie elke liewe dag die hele tyd en alles waaroor dit gaan net oor my salaris meer maak, nog 'n kontrak kry, nog 'n iewers moet ons kan sê maar kom ons let gou net so 'n bietjie. Spreuke 11 sê so. Daar's mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het. Ek het dit
eers heel laat in my lewe agtergekom. Toe ek universiteit toe was, ja, ons het reg maar bitter min gehad. My ma het koekies gebak en verkoop om my op universiteit te hou en dit is maar elke keer as ek by die huis was, kry ek 'n blik beskuit saam. Asof die kos is nou nie kos het nie, maar maak nie saak nie. Kry ek 'n blik beskuit saam. Waar sy geld gekry het om daai blik beskuit te bak, ek weet dit nie. Maar as ek volgende naweek terugkom, dan kan ek weer 'n blik beskuit saamvat. Op een of ander manier, omdat sy so vrygewig was, het sy altyd gehad. Daar's ander wat synig is en tog arm word. Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Dit klink nie soos ekonomie 101 nie. Jy gaan hierdie lesing nie op universiteit kry nie. Jy gaan dit iewers in 'n bedryfsrekening in 'n handboek kry nie. Dit maak nie sin nie. Maar dis hoe God werk. As ons gee, dan kry ons. Iemand het so geskryf, money doesn't have morals of its own. It takes on the characteristics of the person that's handling it. Ek is nie teen geld nie. Die Bybel is ook nie teen geld nie. Trouwens, hierdie is die enigste gedeelte waar Jesus sê, verkoop alles en volg my. Nergens nergens met iemand anders sê hy dit nie. Sê hy, jou materiële goederes staan in die pad nie. Maar Jesus ken hierdie ou en weet, dit staan in my pad. Dit staan in ons pad. Dis daai een lak wat dwars gedraai het. Dis daai een boomstomp wat iewers deur 'n stompingenieur vir hom sê, vat daai ding weg. Dis die gemors. Wat is daai een boomstomp wat iewers dit dwars gedraai het? Dalk is dit jou geld vandag. Dalk is dit jou anxiety levels. Ons gaan 'n lekker reeks oor die jaar hê oor angstigheid, want ek dink is een van die siektes van ons tyd. Ek dink dis een van die goedes waaroor ons die meeste wonder is, moenie worry nie. En ons worry oor geld, ons worry oor goeders, ons worry oor gesondheid, en ons worry en hierdie anxiety maak ons mal. Maar dalk is dit wat jou boomstomp is. Jy worry net oor die hele tyd oor alles. Of jy's gedurig negatief. Jy sien altyd net eers die swart. Ja, jy's realisties. Dit is dalk so. Die hele koerant is dalk daarvan vol, maar dis hoekom koerante verkoop, is om 'n klomp negatiewe nuus op een plek te gooi. Dis nie die deursnit van die hele samelewing nie. Hulle vertel vir jou van die 30 ongelukke wat plaasvind het, nie van die 35,000 mense wat nie ongelukke gehad het nie. Is dit dalk dit? Is dit dalk jou woede, jou anger, wat net oorkook? Jy moet nie skeef kyk nie, dan wil jy jou vuiste gaan bal, dan gaan jy Jeffreys Baai toe en jy gaan slaan vuis daarso. Of dalk, en so kan ons nou aangaan om die goedes uithaal nie, maar wat is daai boomstomp wat ons net moet sê, maar daai een ding, kan ek net gou weer terug gaan na daai versie waar hy gekniel is? Ek het hierdie teksvers al so baie gelees, ouens. En toe ek het nou hierdie week lees, weer 'n keer lees, toe straik dit my tussen die oë. Hierdie ou is besig om Jesus te worship. Hy noem hom goeie leermeester. So hy's by sy voete en steeds hy 'n balk, 'n stomp wat hom keer. Ek sou graag wou gepreek het iewers op die straat waar anders nie in die kerk was nie. Maar lyk vir my hierdie preek is juis vir kerkmense wat in ons geknielde posisie nie ons loks raak sien nie. En 'n ingenieur moet laat kry om te sê, maar dis die lok wat jy moet regmaak. Dalk moet jy iewers 'n afspraak maak by 'n beraader of die dominee of by iemand om te gaan gesels, of by 'n finansiële raadgewer of by iemand wat jou kan help met jou mediese kondisies, maar dalk is dit belangrik dat jy daai ingenieur wil, maar die ultimate ingenieur is God self. Hy sê, kyk, wys dit gou vir my jou prioriteitslys. Dis eintlik waaroor die ding gaan hê. Hoe lyk jou prioriteitslys? Okay, Jesus het daarom ingeskryf op 'n Sondag tussen 8:30 en 9:30, of tot 10:30 toe as jy nog kinders by sonskool moet hê. Maar that's it. Vir die res van die tyd leef jy op jou eie manier. So ek wil jou 2 challenges gee. 2 uitdagings. Sien my net hierdie ding vir my gevries. Nie vir my aangaan. Nommer 1. Loosen jou greep
op jou goeders, op jou staf, op jou status. Iewers moet ons laat gaan oor dat ons so vashou. Ek het nou gewonder of ek hierdie preek nou net so kan preek, of hierdie beeld ek nou gaan gebruik, net so kan gebruik, want dit maak ons almal eintlik so half, ek mag mos nie sê, dit is 'n aap nie, maar, hoe vang 'n mens 'n aap? Jy sny 'n kalbas of 'n coconut, of wat ek al oop, sy handjie daar kan neergaan, dan sit jy 'n piesang binne-in. En jy maak hierdie coconut of hierdie ding vas aan 'n boom met 'n ketting. En as hy sy hand indruk, dan wil hy sy hand uitkry, maar hy kan sy hand nie uitkry nie, want hy wil ook die piesang hê. En dis sy stomp. Hy kry hom uit nie, want hy het iets in sy hand. Sien nou blaai weer anders lief ek dink. The refusal to let go of the banana cost the monkey its freedom. Nog eenetjie. What he wanted, die banana, took priority over what he needed. Ons is so behep oor dat ons wil hê, dat ons eintlik nodig het, nie meer belangrik is nie, ons wil net nog hê, en dit maak my dalk sê dat hier's 'n klompie banana ouens in hierdie gebou. Ek sal nie sê hulle is ape nie, maar hulle love bananas. En dis hoekom ons so dom is oor hierdie goeters. Ons is regtig dierdom, aapdom, babiaandom met hierdie goed. Want ons wil net hê, en in hierdie proses verloor ons vryheid, word ons vasgemaak, vasgeketting aan geld en goeders. En julle hoor wat ek sê, dat julle verstaan, ek is nie teen geld nie. Ek is teen die verkeerde gebruik daarvan. Ek is daar teen dat geld jou gebruik, dat jy geld se slaaf word, jy goed se slaaf word. Jy heeltyd, as mens 'n nuwe siekte in van ons tyd, hoarding. Ons gaar op. Dankie tog vir Desember maande, maar ek ons alles uitgooi uit die kas uit. Wat ek vir 6 jaar nie gebruik het nie, gee ek vir die kerk, want die kerk net weer iets daarmee maak. Vir ander ouens laat gee. Maar dis dit, ons hou van hierdie hoarding van mekaar maak. Hier was iemand in die gemeente, hulle is al lankal oorlede, maar ek onthou, dit was die dag gewees toe, ek dink wat is daai katalogusse wat mense gekry het, dit was nou voor Takealot kom aflewer het, maar dit is so katalogus goeders bestel, lank voor Takealot en al die grand afleweringsprosesse, maar daar was 'n hele vertrek in hierdie tannie se huis, wat vol toegemaakte bokse was, van alles, van koffiemasjiene en mixertjies en ek weet nie wat so goed, maar die hele gebou sy nog nooit gebruik nie. Maar sy wou dit hê. Sy kon nie 'n katalog laat verbygaan nie. Net nou kom aan jy bestelling nie. Ek hoop nie daar's nog van julle wat in daai selfde kategorie sulke kamers vir jouself bou nie. You're a monkey, ja. Ek het nie gesien nie. Mag jy dit sien? Ek wonder hoekom ons nie uitkom by wat Jesus dan sê nie. Want Jesus besef, hierdie is 'n teaching moment. Hier is 'n plek waar ek kan preek. Hy kyk na sy disippels rondom en sê vir hulle, hey, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Nou hierdie teks het al soveel jaar in hierdie jare soveel interpretasies gekry. Die eerste een is dat hulle sê dis die woord vir kameel, kamelon is in Grieks. Maar daar's 'n ander woord in Grieks wat baie naby daaraan is, kamilon, die boonsene. Julle sien jy's net daai u en die wat lyk soos 'n n is 'n e wat verskil. So baie ouens sê maar en daai beteken 'n dikkerige tou. Dikker as 'n garingnaald, 'n garedraad in elk geval. Dis sê hulle, maar dalk het die ouens dit verkeerd gespel, dalk moes hulle bedoel hierdie dikker tou. Ek weet nie. Ek dink nie so nie. Ek dink hulle het reg gespel. So ek kies maar om te gaan vir dis moeilik vir 'n kameel om deur een van die ek dink Lukas se teks sê dis 'n chirurgiese naald, daai naald deur te gaan. Daar's ander ouens wat sê dat kamele nogal groot klomp vrag gedra het en daar was 'n sekere poort in die muur van Jerusalem wat kleiner, korter was, so jy moes die kameel heeltyd afpak
om daar deur te kan gaan. En as jy nou vandag nog in Jerusalem kom, dan is daar van die toergidse wat jy na hierdie klein poortjie toe, deurtjie toe vat om jy te wys. Maar argeologiese fondse wys vir ons, daar was nie so iets gewees in Jesus se tyd nie. Daai aanbouings, daai spesifieke poort is eers hier in die middeleeue in die 8de en 9de, 10de eeu gebou. So Jesus het nie bedoel jy moet dit afpak nie. Jesus bedoel, dit is moeilik vir 'n ryk man in die koninkryk te kom. Hoekom? Want dit is so maklik om deur jou goeders beheer te word, verslaaf te word. En Jesus se oplossing, gee. En hy gee sy lewe. En hy gee sy hele bediening is 'n bediening van gee. As hy die laaste aand net voordat hy aan die kruis moet vasgespijker word, dan gee hy nog steeds vir disippels, hy was hulle voete. Hy word 'n bediende vir hulle, want dis die hart van die evangelie. Nommer 2. Behalwe om jy houvas te laat los, vra vir God om die onmoontlike te doen. Nooi hom om die onmoontlike te doen. Sê nou maar net, ons is disippels. Ons staan nou hierso rondom Jesus. Hierso staan, kom ons noem hom Piet. Piet op sy knie, die ryk jong man. Jesus praat met hom. Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles en kom dan en volg my. Jy's Judas, dis jou job om die beursie te hanteer. Jy moet die inkomste-uitgawe staat optrek. Jy moet sorg dat hierdie besigheid, hierdie bediening kan ran. Ek dink ek sal vir Jesus sê, hey, wag, Jesus los. Kom ons werk, dis nie vir my weggaan nie. Alles verkoop nie. Kom ons sê vir my met 5% vir ons gee. Dan sal ons nou okay wees, Here. Want dan kan ons nou hierdie bediening van ons lekker sterk finansier. Ons kan 'n bietjie geld in hierdie belegging sit. Ons kan bietjie hierso uitgee. Here, ons kan weer kos koop vir hierdie mense. Nee. Jesus sê verkoop alles en kom dan en volg my. Een van die sadste verse in die Bybel is die vers wat nie geskryf is nie. En dis die vers net nadat hy weg is daar, omdat hy bedruk was, teleurgesteld was. Want hy het nooit teruggekom nie. Hy het regtig net te groot prioriteit nommer 1 gehad. Jesus was spot on korrek. Hy was 'n ryk jong man. Hy het nie 'n iPhone gehad nie. Hy het nie data gehad nie. Hy het nooit die voorreg gehad om 'n motorkar te ry nie. Hy het waarskynlik ook nooit op 'n vliegtuig geklim nie. En al daai goed ek nou genoem het ek en jy al gedoen. So praat van ryk jong manne. Daai ou, of is dit ek en jy? Sjoe, dankie tog. Hierdie vers word nie van ons verwag nie. Verkoop alles en kom dan terug nie. Want die Bybelse beginsel is 'n bietjie ander bepalings. Nie gee 100% nie, maar 10%. Dankie tog. Net 'n 10de, dankie tog, Here, en dis net 'n 10de. Maar Here, dis daai 10de wat ek nodig het om deur die maand te kom. Dis daai 10de wat strek van die 17de tot die 25ste. Daai week wat nag is. Dis waarvoor ek dit nodig het. Jy sien 'n 10de het niks te maak met geld nie. Hierdie ding het niks te maak gehad met hierdie ou se geld nie. Hierdie ding het te maak met waar is jou prioriteit? Waar lê jou hart? Trust my. Julle kan die laaste 2 verse gaan lees. Trust my. Ek sal die onmoontlike doen, sê Jesus. Want disippels sê maar Here, dan ons sal dit ook nie maak nie. Want ek het ook nie baie geld nie, Here. En Jesus sê, julle is by my.
Moenie God beperk nie. Maar as jy hom trust, dan ontsluit jy die rykdom van God se gawes. Kan ek dit weer sê, want jy het dit gemis. As jy vir God gee, dan bring jy vir God in beweging om vir jou te gee meer as jy ooit gedink het jy kan kry. So hier is 2 vrae. Hoe mankierig is jy? Hoe aapagtig is ons? Kom ek sit myself saam met julle in dieselfde stoele as julle. Om te wil hê. En ons verloor ons vryheid. En nommer 2. Hoe groot is God? Of beperk ons hom? Dat hy nie vir ons sal kan help nie. Nie met my gesondheid nie, nie met my finansies nie, nie met my verhoudings nie, nie met my geestesgesondheid nie. Hy kan my nie help, he's just not huge enough, big enough. Ek is net te veel in beheer. Ek dink hierdie preek gaan oor prioriteite. Wat is die lok, die boomstomp, wat keer, dat jy kan word wat God wil hê jy moet wees? Here, ekskuus dat ons so stupid is, dat ons so bobbejanerig is. Genade, ons is regwaar oeronnosel. En dit terwyl ons iemand vertrou met alles wat ons het. Ons probeer dit self vashou. So as ons hierdie laaste song van gratitude sing, van dankbaarheid, van ek wil my alles vir U gee, van net my hele lewe moet een groot stuk dankie wees, dan is die begin van die jaar vir ons, en so mettertyd gaan ons stukkie vir stukkie ons goeders verkoop en vir U volg, ons boomstompe so stukkie vir stukkie wegvat, so dat hierdie stroom van die Gees deur ons kan vloei, vrylik. En as ons iewers nog vashak, Here, U is ons die groot ingenieur, wat daar van bo af vir ons sal sê, lok nommer 7321, dis hy wat jou pla. Maak reg. Of dalk is dit 'n paar loks wat in die pad is. Maar Here, leer ons deur hierdie jaar om in die stroom te wees van U genade. So ons wil dankie sê. Kom ons staan en sing hierdie laaste sang, juis as 'n gebed. En die einde sal ek vir ons die seën uitspreek. Could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have
have is a hallelujah, a hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, a hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Mag die genade van Here Jesus Christus, mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen wees en bly. Hy het homself vir ons gegee, sodat ons kan gaan gee. Amen. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul.
up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, but don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord, yeah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, a hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my king except for a heart singing hallelujah.